Goeiemôre broeders en susters en kinders. Vanoggend net voor die diens enkele afkondigings. Daar is nie vanoggend tee dink ek nie. Daar's nie vanoggend tee na die diens nie. So ons wys hier net daarop en omdat dit Paasnaweek is daar ook nie hierdie week katekisasie nie. Net 'n herinnering daaraan dat in die volgende 2 weke is ook lang naweke, so die kinders moet net 'n knoop in die oor maak en onthou dit is eers oor 3 weke het ons weer katekisasie. Dit wat ons afkondigings rondom algemene goed betref, dan vanoggend se diens, die kollektes is vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir evangelisering. Dan wil ons ook hierdie week vir almal wat verjaar, die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar. Ek gaan vra dat ons 'n paar oomblikke so sit en dan raak ons stil voor die Here. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Skrifberuiming 1:6 of ons staan vir die sing daarvan. Nadat ons dit gesing het, kan ons weer ons sitplekke inneem. Daarmee sê ons vir mekaar en vir die wêreld dat ons hulp is net in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met Psalm 2. Ons sing daarvan vers 6 waarna ons geloof saam sal bely. Kom dien die Heer en wees in hom verblyd. Ons staan vir die sing daarvan waarna ons ook ons geloof saam sal bely.
Wanneer ons ons geloof bely, dan doen ons dit vanoggend saam met die kerk van alle tye en vanoggend dan in besonder met Paasfees waar ons Vrydag herinner is aan die kruisiging en die sterwe van ons Here Jesus Christus, vandag dan ook die opstanding wat ons kan bely, maar nie net Jesus se opstanding nie, ook ons eie opstanding uit die dood. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanoggend na die wet van die Here uit Eksodus 20, waar daar geskryf staan: God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover die wet van die Here. Dan broeders en susters, weet ons hoe hierdie wet opgedeel word, is in die 2 tafels, waarin die eerste 4 gebooie ons leer oor hoe ons teenoor God moet gedra, maar die 2de en 6 gebooie oor wat ons aan ons naaste verskuldig is. Nou weet ons dat ons nie dit reg kry om altyd so te kan leef soos wat ons nou gehoor het nie. Inteendeel, elke dag stry ons teen die sonde, worstel ons met die sonde en elke dag bely ons sonde. En vanoggend doen ons dit saam in die woorde van Psalm 32 vers 3. Ek het bely, o Heer, in sielerou nie, my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van U vervreem,
U het my skuld genadig weggeneem. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 32 vers 3, ook vanoggend as 'n skuldbelydenis. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, almagtige God. Dankie dat ons hier vanoggend ook kan aanroep as die almagtige, die God wat lewe gee. En ons dankie dat ons juis daarom vanoggend ook kan onthou en kan gedenk die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ja, waar ons Vrydag opnuut herinner is aan sy dood. Dank ons U dat ons vandag ook weer soos elke Sondag op die eerste dag van die week bymekaar kan wees en sy oorwinning oor die dood kan vier. Daartoe U deur U Heilige Gees ook sy graf geopen het en hom uit die dood opgewek het. Juis om vir ons die versekering te kan gee dat ons sondeskuld is vergewe, om vir ons die versekering te kan gee dat ons ook deel het aan die ewige lewe. Dat ons ook eendag ons sterflike liggaam met die onsterflike bekleed sal word. Daarom vra ons dat U juis vanoggend die verkondiging van die evangelie en in besonder die opstanding van ons Here Jesus Christus sal gebruik om ons ook op te wek tot 'n nuwe lewe, om ons ook op te roep tot 'n nuwe dankbaarheid, dat ons ook mag weet en mag leef met die wete dat geen dood of lewe of magte of kragte of enigiets in die skepping ons van U liefde sal skei nie. Ja, en dat wanneer die trompet weer klink en Jesus op die wolke terugkom, elkeen van ons wat gesterf het en in hom geglo het, sy liggaam ook in heerlikheid opgewek sal word en na U toe geneem sal word. Daarvoor wil ons U loof, daarvoor wil ons U prys, daarvoor wil ons U dank. Want ons bely dit vanoggend, alle goeie dinge kom net van U af. Ons bid nie net vir onsself vanoggend nie, maar dis ook ons gebed vir U kerk oor die wêreld heen versprei. Elke keer as ons daaraan dink, is ons gebed, laat U koninkryk kom, ja, laat U heerskappy sigbaar word in ons en in mense se lewens. Ons bid ook vir die troos
vir hulle wat nie hier saam met ons kan wees nie. Ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat op reis is. Ons dra elkeen aan u troue Vader se God. En ons elkeen se gebed vanoggend, soos ons dit gesing het ook, is dat ons sonde skuld voor u wil bely en vra dat u ons sal vergewe in die naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus die Here. Amen. Vanoggend broeders en susters, juis ook omdat ons die opstandingsmôre vandag met Paasfees gedenk, die tema vir vandag, Christus se opstanding en ons opstanding. En ons kyk daarna in die lig van wat die apostel Paulus vir ons opgeteken het in 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs 15, ons luister saam vanaf vers 1 tot 28. Vers 12 dan ons kernvers, waar Paulus sê, as dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle, dat daar geen opstanding van die dode is nie? 'n vraag wat Paulus vra. As ons dan preek dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, hoe kan daar dan mense wees wat sê, dat ons nie ook uit die dood uit sal opstaan nie? Kom ons luister saam vanaf vers 1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, en waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse, waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek, het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommiges al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommiges onder julle, dat daar geen opstanding uit die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos en dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dood ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam gesterwe het, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee,
as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy hom uitgesonder het. Is hy wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte waarby ons stil staan, en in die lig daarvan sing ons saam uit Psalm 16 uit. Psalm 16, die 3de en die 5de vers. En ek wil graag ook die 5de vers voorhou. U sal my siel nie oorgee in die dood, my pad buig op langs skone heuwelrye. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien in donker doodvalleie. By u is ewig vreugde en volle vrede, en in u hand 'n snoer van lieflikhede. Ons staan vir die sing daarvan, vers 3 en vers 5, waarna ons weer ons sitplek kan inneem. Dit is so, broeders en susters, dat ons vandag die opstandingsdag vier. Vir die kinders se onthaalwe, dit is Paasnaweek en Paasnaweek werk so. Vrydag is dit die dag waarop Jesus gekruisig is, waarop hy gesterwe het en waarop hy begrawe is. En dan hoor ons hy was 3 dae in die graf en op die 3de dag het hy opgestaan en dis dan, as ons dit nou gaan uitwerk, Vrydag, Saterdag, Sondag, is dit vandag die opstandingsdag van Christus, waar ons saam bely dat toe Maria en die ander vroue daardie oggend by sy graf gekom het, die graf leeg was. Jesus se liggaam was nie meer daar nie. En baie van hulle het gedink hy's gesteel, maar op die ou einde van die dag toe verskyn Jesus self aan hulle, en dan kan mens dink hoe bly hulle is toe hulle dit sien. Eintlik was hulle so bly daaroor gewees
dat mense in daardie tyd as hulle mekaar gegroet het, vir mekaar ook gesê het, die Here het opgestaan. En dan het die ander mense hulle teruggeantwoord, die Here het waarlik opgestaan. En so doen ons dit tot vandag toe nog. Elke Sondag bely ons dit. Ons glo dat Jesus het op die 3de dag opgestaan uit die dood. En dan bely ons ook dat ons self glo dat as Jesus eendag weer terugkom, ons liggaam ook gaan opstaan uit die dood. Die van julle wat al by 'n begrafnis was, sal weet dat wanneer ons iemand begrawe, dan bely ons daar by die graf ook, ons glo dat die liggaam, wanneer Christus kom, weer sal opstaan uit die dood. Maar tog is dit juis hierdie deel van wat ons glo, hierdie deel van ons belydenis, dat ons glo in die opstanding van die liggaam, wat deur die geskiedenis nogal baie probleme veroorsaak het. Vir die eenvoudige rede, dis iets wat ons nie maklik kan verstaan nie. Dis iets wat vir ons as mense 'n bietjie moeilik is om te verstaan. Dis hoekom baie mense daaroor sal verskil vandag en baie opinies daaroor sal hê. Baie vrae daaroor sal hê. Is dit werklik moontlik, sal hulle sê. Wanneer gaan dit dan gebeur, sal hulle vra. Wat gaan gebeur en hoe gaan ons lyk? Hoe gaan ons voel? En dan 'n belangrike vraag, gaan dit dieselfde liggaam wees wat begrawe is, wat opgewek word? So kan 'n mens maar uitbrei. Daar's baie vrae op die opstanding van die liggaam. Mens kan amper sê van Adam af tot by die laaste baba wat gebore sal word, is hierdie vrae nogal vrae wat mense sal vra. Daarom kyk ons vanoggend in die lig van wat God antwoord na hierdie vrae. Ons kyk na die opstanding van die liggaam soos God dit vir ons laat opteken het hier in 1 Korintiërs 15 by monde van Paulus. Kyk wat sê God vir ons oor die opstanding. Wanneer ons na hierdie antwoord kyk, is die antwoord duidelik. In die eerste plek sê God vir ons, Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Daarom, in die tweede plek, sal ons ook met sy wederkoms opgewek word uit die dood. Dit is eintlik so half 'n teenstelling, net die opstaan, Jesus het opgestaan en hy kom en dan word ons opgewek. Waar kom ons aan dit? Hoekom glo ons dit? Paulus begin en dan skryf hy vir hierdie gemeente in Korinthe in vers 1 tot 11. Dit is belangrik, ons gaan die hoofstuk in 3 stukke opdeel. Vers 1 tot 11, dan skryf hy vir hulle oor die opstanding, maar dan begin hy, ek maak aan julle die evangelie bekend. Hoor julle dit, die evangelie bekend? So ons kyk nou na die evangelie van Jesus se opstanding. Dan sê ek maak aan julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het. Onthou, hy was die eerste apostel wat daar in Korinthe gepreek het. Hy het die kerk daar geplant. Dan sê hy wat julle aangeneem het en waarin julle ook vas staan. So wat hy vir hulle sê is, ek maak aan julle nou iets bekend wat ek al reeds aan julle bekend gemaak het, en dan noem hy dit die evangelie. Die evangelie van Jesus Christus se opstanding. Nou moet ons weet hoekom hy dit doen. Hy doen dit want daar het in die gemeente van Korinthe en juis in daardie tyd binne die kerke ook op ander plekke vrae begin ontstaan by mense. Want baie van die mense het gesterf en moes begrawe word. En die tyd het langer en langer geword en Jesus het nie weer gekom nie. En om alles te kroon, moet ons onthou Korinthe en die ander stede waar Paulus gewerk het, was almal blootgestel aan die Griekse filosofie. Naamlik, kom ons eet en drink en wees vrolik, want môre sterf ons.
Hoor julle dit? Want hulle het geglo daar is nie lewe na die dood nie. Hulle het geglo jy moet lewe vandag en vandag is al wat saak maak en as daar nou iets is wat moet bly lewe, het hulle geglo, dis net jou gees, net jou siel wat bly lewe, jou liggaam is eintlik boos. Mens hoor dit vandag nog steeds by baie mense, selfs by Christene, selfs by gelowiges, wanneer iemand gesterf het wat vir jou sal sê, maar ag die liggaam is mos net dood, dit is mos net 'n liggaam wat daar lê. Maar die Grieke het geglo die liggaam verpersoonlik dit wat boos is. En daarom as jy sterf moet jou liggaam vergaan, maar jou siel kan voortgaan want dis nie boos nie. En nou kom Paulus en die Christene en hulle preek vir die mense die opstanding van die liggaam is net so belangrik soos die siel. Jy dien die Here nie net met jou gees en met jou siel nie, jy dien hom met jou liggaam ook. Jou liggaam wat begrawe gaan word is net so belangrik soos die deel van jou wat na God toe gaan as jy jou asem uitblaas. Hoekom? Want daardie deel gaan eendag as Jesus weer kom opgewek word uit die dood, sê Paulus. Hoekom gaan dit opgewek word uit die dood? Dan vat hy ons terug na Jesus toe, dan sê hy dis die evangelie van Jesus Christus wat dit vir ons sê. Christus wat uit die dood uit opgestaan het. So die nadruk, die klem wat hy wil laat val is belangrik dat die evangelie wat hy verkondig en wat die ander apostels gepreek het en wat die gelowiges aangeneem het en waaraan hy vir hulle sê hulle voortdurend moet vashou. Dat dit is wat ons moet glo. Nou presies wat die evangelie is, Paulus verduidelik dit eintlik vir ons. Hy het eintlik vir ons 'n geloofsbelijdenis wat hy opsom hier in vers 3 en 4. Hy sê en dan sê hy van Christus, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Wat het hy ontvang? Dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Nou daai deel van die evangelie ken mense goed. Ons ook ken dit ook, ons bely dit. Jy kan selfs vir die kleinste kindjie gaan vra in ons kerk, wat het Jesus vir jou aan die kruis gedoen? Dan sê ons, hy het vir my sondes betaal. Maar die evangelie gaan verder. Ons glo ook dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. So hier is iets belangriks vir ons. In die eerste plek moet ons raak sien, dit wat Paulus aan ons oorlewer hier, is nie iets wat hy uit die duim gesuig het nie. Dis nie iets wat hy uitgewerk het of die ander apostels uitgewerk nie. Hy sê vir ons, dit wat ek ontvang het. Nou, by die nagmaalsformulier weet ons ook hoe hy dit ontvang het. Die Here het dit aan hom vertel. Die Here God, Jesus Christus self, het vir Paulus dit gesê en geleer. Hy is maar die boodskapper en die bron van hierdie evangelie, die bron van ons kennis dat Jesus opgestaan het, is Jesus self. Daarom sê hy in die tweede plek, kan ons seker wees dat hy gesterf het aan die kruis en dat hy die volmaakte offer vir ons sondes gebring het. Hoe weet ons dat hy daardie offer gebring het? Juis omdat ons ook glo dat hy begrawe is. En die begrafnis beklemtoon juis vir ons dat hy dood is. Maar die geopende graf daar die Sondagmôre beklemtoon vir ons dat hy opgestaan het. En dis die waarheid, dis die evangelie van Jesus Christus, waarvan Paulus 'n getuie is, waarvan die ander apostels getuies is. Dis wat hulle gepreek het. Hoekom? Paulus beklemtoon dit ook hier, want Jesus het gedurende daardie tyd tussen sy opstanding en sy hemelvaart aan 'n klomp van die apostels verskyn. Hy noem vir Sefas, Petrus en vir Jakobus 500 ander broeders aan wie hy verskyn het. So gaan hy aan.
Hy kan daar byvoeg ook Maria en die ander vroue daardie Sondagmôre by die graf. So kan hy aangaan. Jesus het op verskillende tye, op verskillende plekke aan mense verskyn nadat hy uit die dood uit opgestaan het. En selfs na sy hemelvaart het hy op pad na Damaskus aan Paulus verskyn. En hoor wat sê Paulus vir ons oor die evangelie. Hy sê dis 'n krag wat mense verander. Dis 'n krag wat mense verander. Soos wat hy Paulus se lewe ook verander is. Dink 'n bietjie daaraan. Paulus vertel daarvan. Hy is die man wat op pad is na Damaskus toe om die Christene te vervolg. Om almal wat vir mekaar sê Jesus het opgestaan, daar te gaan uitsleep. Sodat hulle verhoor kan word vir die dwalinge wat hulle verkondig. Hy wil Christus en die kerk van Christus uitgeroei het. Totdat Christus, die opgestane Christus, die verheerlikte Christus, op pad na Damaskus aan hom verskyn en vir hom sê, maar jy is besig om my te vervolg. Dis hoekom Paulus in Romeine, dan skryf hy ook vir die mense oor die evangelie van Christus. Dis 'n krag tot redding van elkeen wat glo. Ja, Jesus Christus het gesterf, ja, hy is begrawe, maar ja, hy het uit die dood opgestaan. By hierdie feit kan ons nie verbykom nie. Ook hy, Paulus, kon nie daarby verbykom nie. Al moes Christus self in sy pad kom staan, om sy lewe te kom verander. Miskien sê dit ook vir ons iets oor ons lewens, as ons die opstanding van Christus bely. Besef ons die krag waardeur hy opgewek is, die krag van die Heilige Gees, is nou ook binne in my liggaam. Paulus self skryf ook vroeër aan die Korintiërs, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En daarom moet ons onthou, broeders en susters, dat die opstanding is eintlik onmisbaar. Die opstanding van Christus is onmisbaar vir ons geloof. Paulus self sê dit ook vir ons. As ons dit nie glo nie, as ons nie aan hierdie deel van die evangelie vashou nie, is ons die elendigste of die bejammerenswaardigste van alle mense, want dan glo ons eintlik in ligkastele en spookbeelde. Nee, sê hy vir ons, Christus het as 'n mens gesterf, het soos 'n mens gesterf en is as mens uit die dood uit opgewek. En daarom vra Paulus eintlik die vraag, hoe kan iemand wat in die evangelie van Christus glo, nie in die opstanding van die liggaam glo nie? Want deel van die evangelie van Christus is juis dat hy opgestaan het uit die dood. En daarom ook, deel van die goeie nuus van ons verlossing is dat ons liggaam en ons gees, ons hele wese, is deur Jesus Christus in die diens van God gestel. Sien ons dit raak, broers en susters, die opstanding van Christus is gelyk aan die opstanding van ons eie liggaam. En daardie opstanding gaan eendag in sy volheid plaasvind, maar is nou al in die werk in elkeen van ons se lewens. Daardeur dat ons besef, maar my liggaam is in diens van Christus. Hierdie liggaam wat mense dalk eendag in die aarde gaan begrawe, is ook in die diens van Christus. Daarom onthou dit, as ons vir hierdie lewe ons hoop op Christus stel, maar nie vir die ewigheid nie, dan is ons eintlik bejammerenswaardig, sê Paulus. Want onthou, 'n ontkenning van die opstanding is 'n ontkenning van die waarheid van die evangelie, dis 'n ontkenning van jou eie geloof, dis 'n ontkenning van jou enigste hoop. Ja, as Christus nie uit die dood opgewek is nie,
dan's ons geloof eintlik nutteloos, sê hy. Want as jy nie glo in die opstanding nie, dan kan jy nie die saligheid beleef nie. Dan kan jy nie die vrede beleef wat daar met God is vir elkeen wat in Christus glo nie. Nee, sê Paulus, dan is jy eintlik nog vasgevang in jou sonde. Daarom belangrik, as 'n mens gaan kyk, dan sê hy dit, dat ons dit onthou. Jesus is vanweë ons sondes oorgelewer, maar is ook opgewek, sodat ons vrygespreek kan word. En daarom dwars deur die Nuwe Testament kan jy maar gaan kyk, hoe Petrus dit doen, hoe Paulus dit doen, hoe al die ander apostels dit doen, hoe dat hulle vir ons wil sê, maar onthou, soos Jesus vir jou gesterwe het en opgestaan het, so het jou sondige natuur ook gesterf en word sy natuur, Christus se natuur, die gehoorsame kind van God natuur in jou lewe opgewek. En daarom dank ons God. Dank ons God omdat hy vir ons ook, kom ons noem dit 'n lewendige hoop gegee het deur die opstanding van Christus. En dis waarmee ons vandag ook afsluit. Vanoggend weer kyk hier in verse 12 tot 26 na die troos van die opstanding. Paulus gebruik 'n pragtige beeld uit die Ou Testament uit. Hy sê Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap. Nou dit klink na verskriklike groot woorde hierdie, maar hierdie beeld van 'n eersteling kom uit die Ou Testament uit. Waar dit so gewerk het dat as jy, kom ons neem maar 'n voorbeeld, as jy vrugte geoes het of koring geoes het, dan het jy die eerste vrugte van die oes, het jy as 'n offer na die tempel toe gevat en vir die Here gegee. Maar hoor mooi die eerste gedeelte. Want deurdat jy die eerste gedeelte gegee het, het jy bely en erken dat die hele oes, dit wat nog op die lande staan, dat dit ook aan die Here behoort en na die Here toe sal gaan. En so sê Paulus vir ons, is dit met Christus se opstanding uit die dood. Hy is die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, sê Paulus vir ons. Hy is die eersteling van die volle som van die wat ontslaap het. En onthou, as ons hoor die woord ontslaap, dan beteken dit iemand wat in hierdie lewe op hierdie aarde gesterf het. Dan sê hy ook hulle, die res van die ontslaapenis, sal wanneer Christus kom, ingebring word na God toe. Daardie dag wanneer hy die finale oorwinning behaal, wanneer almal voor hom hulle knieë sal buig as die koning oor die konings van die aarde, daardie dag, sê Paulus vir ons, word die dood finaal, totaal en al vernietig. En dan gaan die bande wat die dood vandag nog oor die wêreld het, mens kan amper sê die mag van die sonde wat nog sigbaar is in die wêreld, van al sy krag ontneem word. En daarom, broers en susters, op hierdie, mense wil amper sê, goeie Sondagmôre, die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, kom ons sê saam met Paulus, kom ons sê saam met al die gelowiges aan hom, wat vir ewig is, die onverganklike, die onsienlike, die enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Hoekom? Want nie alleen het Jesus opgestaan uit die dood nie, maar ons weet juist daarom en in daardie deel van die evangelie word vir ons die troos gebring dat ons ook met sy wederkoms eendag in heerlikheid opgewek sal word. Amen. Kom ons raak stil voor die Here. Kom ons dank saam.
Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanoggend ook ons stem kan voeg by die kerk van alle tye en vir mekaar ook sê, U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. En juist daarom kan ons vanoggend vir mekaar ook sê, in die goeie nuus van ons verlossing, die Heer, ons Here Jesus Christus het opgestaan. En dankie dat ons juist daardeur ook die troos kan kry, dat daar nou niks is wat ons van U liefde kan skei nie. Niks is wat meer mag en meer gesag, meer seggenskap oor ons lewens het, as Jesus Christus ons Here nie. Daarom vra ons dat U ons ook in daardie blydskap sal laat leef, maar dat U ook die krag van die evangelie sal gebruik om ons lewens so te verander dat ons na liggaam en gees diensbaar aan U sal wees. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons sluit dan hierdie Paasfees ook af met die woorde van skrifberuiming 5:4, die Paastriomf. Ons het Vrydagoggend vers 1 en 2 gesing. Kom ons sing nou saam vers 3, 4, 5 en 6.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.